Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige maandagoggend. Vanmôre praat ons oor die gawes wat God gee. En ons lees wat Paulus daarvan skryf in 1 Korintiërs 14. So ook met julle. Aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees, streef daarna om uit te munt met die oog op die opbou van die gemeente. Die gemeente Korinthe lyk vir my het nog 'n baie sterk gevoel gehad oor die gawes wat God deur sy Gees vir ons gee. Maar dan moet ons ook hoor hoe Paulus kwaai hulle hiervoor en hieroor aanspreek, omdat hulle nie altyd suiwer Bybels toegepas het en daaroor gedink het nie. Sien, hierdie mense was meestal ingestel op die gawes wat die meeste aandag trek. En daarbij was hulle baie minder entoesiasties oor gawes van diens. Want sien, dit word so dikwels in die stilte beoefen, waar niemand daarvan weet nie. En daarom sê Paulus, dis wonderlik, as jy graag in die kerk betrokke wil raak, en tot voordeel van die gemeente gawe wat die Here vir jou gegee het, wil ontwikkel. Want dis presies hoekom God hierdie gawe vir jou gegee het. Maar as jy dit ter wille van jouself doen, sodat jy die aandag op jouself kon vestig, moet jy asseblief sommer dit nou eenvoudig uitlos. Dis tot eer van God as ons die gawe wat hy gee tot opbou van die gemeente gebruik. Wees, en is die opdrag vanmôre, wees eerder 'n nederige dienskneg, wat jou gawe in die gemeente tot diens van jou naaste en die Here stel. Dit sal tot eer van God wees. Van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Voor mij tot U
Here Jesus, ek vind dit soms moeilik om terug te gaan, te staan. Leer my hoe om my gawes reg aan te wend, en wys my dan hoe, o Heer. Amen. Liefde, mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.